Wian, daar's 'n doel met seer kry. Ek dink mense sien dit ook soos 'n goue draad. Sommige kere dink ek sien mense dit nie. Dink jy daar was 'n doel met die storie wat jy vertel het tot waar jy vandag is? Ek glo 100% daar was 'n doel. Het dit my geskape in die mens wat ek vandag is, dit my op die pad gesit, waar ek vandag is. Dus ek sê altyd vir mense, as ek sê nee, my ma is oorlede, dan ek is so jammer om te hoor, dan sê ek nee, maar dit het my gedryf in die rigting waar ek vandag sit. Maar as my ma nie oorlede was nie, sou ek nie by Ekke opgeëindig het nie, sou ek nie geswat het waar ek geswat het nie, sou ek nie, ek en my vrou het mekaar ontmoet op 'n seekamp, wat hulle die Ekke kinders elke jaar see toe gestuur, en sy was daar gewees, haar ouers het daar gestuur, so dis 'n CSV seekamp, en ek en sy het mekaar daar ontmoet, en ons het daar saam, ons was nog jonk, al 2 tieners, en ons het kontak verloor daarna, ons het toe weer kontak gekry, klompie jare later, en ek het toe net gesê, hier is my vrou, so daai seer kry, het my op die pad gesit, en ek dink as mense net kan begin, hierdie is negatief, maar as mense net opkyk, dan daai kan positief wees, die positiwiteit sien mens altyd as mens terugkyk. Mens hoef nie noodwendig altyd daaroor te praat nie, maar gaan op jou eie, ervaar net die gevoel, ervaar die negatief, ervaar die hartseer, ervaar die kwaad. Ek moet kies, gaan ek net deur dit gaan, of gaan ek deur dit groei, gaan ek deur dit leer, gaan ek hierdie situasie gebruik, gaan ek myself leer om gelukkig te wees, deur hierdie wat hier gebeur het. Die situasie maak my nie noodwendig gelukkig nie, maar kan ek leer om gelukkig te wees, alhoewel wat ook al gebeur het. En die antwoord is, daar's altyd 'n positief. So ja, ek dink die doel in 'n mens se seer, ek dink die grootste doel is om dit te deel. Wanneer dit nie meer seer is nie, want as jy jou seer deel wanneer dit nog seer is mens geneig om mense seer te maak. As jy leer om die geleenthede raak te sien, of alhoewel jy voel hierdie geleentheid moet nie vir jou wees nie, vat die geleentheid, as dit werk het, as dit nie werk nie, daar gaan altyd nog geleenthede kom. Ja, ek dink ons is bly dat jou storie 'n storie van hoop is. Jy is vandag ook 'n pappa van 'n 5-jarige dogtertjie, en ek weet dat jy alles in jou vermoë doen om ook vir haar 'n huis te skep. Ons storie hier is dat daar hoop is vir elke kind daar buite. Elke kind het sy eie storie met sy eie omstandighede. Vir jou wil ek sê, soos vir Wian, daar's 'n beter môre, maar kies reg. Vir al die ander tannies van Abu Dhabi, vir al die ander donateurs en weldoeners daar buite wil ek sê, wees betrokke, reik uit, al is dit met 'n glimlag. Word deel ook van 'n Solidariteit Helpende Hand se Stap Saam fonds, waar jy kan belê in 'n kind se toekoms. 'n Kind wat jy dalk nooit gaan ontmoet nie, maar in wie se lewe jy kan belê vir 'n beter môre. Stap saam met ons en stap saam met ons, saam met elke kind, die pad na 'n mooier toekoms.